Goeiemôre vriende, so weer op die dag voor Kersfees op die 24ste, ek hoop inderdaad julle het klaar julle inkopies gedoen, anders gaan daar vir julle 'n lelike surprise wees, die rye is lank, almal is ongeduldig, almal wil klaarmaak, so ek hoop julle het lekker klaar julle inkopies gedoen en dat julle nou al rustig by die huis kan wees, so mag dit vir julle sommer net 'n wonderlike dag wees. Julle uitnooi na môre se erediens by ons in NG Kerk Milnerton Sonnekus gemeente 9:00 die oggend. Baie welkom om dit by te woon. Dit is altyd 'n lekker om sommer so as familie en 'n gesin saam te wees op so 'n dag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader God, ons kom sê vir u vanoggend, baie dankie vir u, Here, onverklaarbare liefde vir 'n mens. Sondige mens, ons almal. Here God, en dat u ons aanraak met liefde. Dat u uself stuur in mense se gestalte, Here, om onder ons te kom woon as 'n babatjie gebore te word. Here, onverklaarbaar, onverstaanbaar vir ons. En ons sien so baie gelowe in hierdie tyd probeer dit juis afmaak, dat dit is nie moontlik nie. Here, min wetende, u is die skepper van die heelal, by u is absoluut niks onmoontlik. U sê dit al reeds in Lukas 1 vroeër, wanneer u oor Elisabeth praat en sommer met Maria gesels deur die engel en sê maar Elisabeth al 6 maande swanger en eintlik vir Maria daardie sê onthou net niks is by God onmoontlik nie. Niks nie. Here, dankie vir Jesus, God die Seun, wat vir ons gebore is. Ons wil net vandag vir u ook kom sê, ons is lief vir u. Ons is regtig lief vir u. Dankie vir u goeie hart, u vergewensgesinde hart. Dankie daarvoor, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle hierdie wonderlike God ken. Omdat julle die wonderlike Jesus Christus self God ken. Wonderlike Heilige Gees, God die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ek gaan nou vandag, soos ek vir julle gesê het, ek sal so, dink ek by maandag begin stilstaan weer by Kolossense. Maar in hierdie tyd praat ek sommer so 'n bietjie met julle wat gebeur het net voor Kersfees, en dan sal ek na Kersfees nog so 1 of 2 goedjies sê, en dan sal ons op die einde by Kolossense uitkom. Ek het dit gedink, ek wil nie nou al by Kolossense uitkom nie in hierdie tyd nie, né? So, ek het gister met julle gedeel die loflied van Maria, en vandag inderdaad die loflied van Sagaria. Nou, Sagaria sien hy het nie so lekker geglo dat Elisabeth sy vroue kindjie sal hê nie, toe word hy met stom uitgeslaan, hè, en dan sien ons, maar is niks waar nie. En dan sien ons hierso in vers 64, eintlik hier vers 63, vra die mense vir hom, wat met die kindjie genoem word, dan kan hy nog nie praat nie, dan skryf hy op 'n bordjie Johannes, en dan, nadat hy dit gedoen het, dan kan hy weer praat, hè. Daar kan hy net begin praat, en sy het sy spraak teruggekry, het begin praat, en hy het God geprys, né? En almal wat rondom hom gewoon het, was absoluut met ontzag vervul oor alles wat gebeur het. En ook het gevra, maar wat gaan van hierdie kindjie word van Johannes? En dan sien ons die volgende in vers 67. Sagaria, die kindjie se pa, dit is nou Johannes, is met die Heilige Gees vervul, en hy het as profeet gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van oudsher af beloof deur die mond van sy heilige profete, dubbelpunt, om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters, om hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. Met 'n eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee dat ons, gered uit die hand van ons vyande, hom onbevrees kan dien in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. En jy kindjie, dis nou Johannes, en jy kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy gepad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel, dubbelpunt.
Hoe lyk hierdie kennis van verlossing? Verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môreson sal opgaan en uit die hoogte op ons afstraal om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Die kindjie het opgegroei en sterk geword deur die Gees en het in die woestyn gebly tot op die dag van sy openbare verskyning in Israel. Mag julle inderdaad God se liefde ervaar, sy genade ervaar in Jesus Christus en sy teenwoordigheid ervaar deur God die Heilige Gees. Amen.